Goeiemôre aan almal wat vanoggend saam luister. Dit is vandag donderdag die 20ste Maart 2025. Hierdie hele week gesels ons vanuit die geloofsbelijdenis van Nicea en vandag die tweede laaste gedeelte. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Nou, hierdie gedeelte wil vir ons in eerste plek sê, die kerk is een. En as ons kyk na hoe Jesus met mense gepraat het en wat hy van ons verwag het en gevra het, in Johannes 17 vers 21, bid Jesus dat die Vader alle gelowiges sal beskerm en by mekaar hou. Hy sê, ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u. Maar ons moet toch ook dan net vanmorgen vir mekaar sê, dat eenheid nie eenvormigheid beteken nie. Die verskille tussen die denominasies van kerke en die diversiteit van die kerk is iets wat vir ons eintlik kosbaar behoort te wees. Dit beteken dat al verskil ons oor minder belangrike sake, stem ons eintlik saam oor die kernwaarhede van ons geloof. Waarhede, soos wat dit vervat is hier in die belydenis van Nicea. Daarom kan ons een wees, al verskil ons eintlik oor sekere dinge. Maar die geloofsbelijdenis sê ook, die kerk is heilig. En wanneer ons sê dat die kerk heilig is, dan bedoel ons dat het heilig is omdat God dit heilig gemaak het. Die kerk is nie heilig omdat die lidmate heilig en sonder sonde is nie. Daarvan is ons baie deeglik bewus. Dit is heilig omdat Jesus dit deur sy sterwe gereinig het en aan God gewy het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Dit staan net so in Efesiërs 5 vers 27. Wat Jesus dus vir individue gedoen het, het hy vir die kerk ook as 'n geheel gedoen. Maar dan staan daar ook, ons glo aan 'n heilige algemene kerk. Nou, in die ou vertaling het daar gestaan aan een heilige katholieke kerk. En hierdie woord beteken maar net eintlik algemeen of universeel en selfs ook wêreldwyd. En hierdie term wil vir ons herinner dat ons eintlik deel is van 'n baie groter geheel, reg deur die wêreld en reg deur die eeue. Dit wil eintlik ook die eenheid van die kerk te midde van die diversiteit van die kerk bevestig. Maar as ons dit sê, dan roep hierdie geloofsbelijdenis ons eintlik ook op om mekaar lief te hê. Hoe ons ook al van mekaar mag verskil. Ons word opgeroep om die eenheid wat God tot stand gebring het, dan nou te koester en uit te brei, omdat dit eintlik uitdrukking gee aan die eenheid en die diversiteit binne die drie eenheid. En dan gegrond op die leer van die apostels. As ons dan bely dat die een kerk van Christus 'n apostoliese kerk is, dan bedoel dit eintlik dat ons gebou is op die fondasie van die werk wat die apostels gedoen het in die eerste jare na Jesus se hemelvaart. En die belydenis bevestig dan ook ons oortuiging dat die kerk gebou is op die geloof wat deur geslagte se gelowiges oorgelewer is, beginnende by die heel eerste gelowiges. En hier is ons nou in 2025 en ons sê dit nog steeds. En as ons aan die kerk dink as 'n gebou, dan dink ons ook aan Jesus as die hoeksteen van hierdie gebou, waarop die apostels hulle fondasie gebou het. En daaroor kan ons gaan lees in Efesiërs 2 vers 20. Kortom, vandag so 'n bietjie by mekaar te vat. Wanneer ons bly dat ons in een heilige algemene kerk glo, beteken dit dat ons glo, ons is geroep om die eenheid met alle ander Christelike denominasies hier in ons land en reg oor die wêreld na te jaag. Dit beteken dat ons alle gelowiges met liefde en respek sal behandel, selfs al verskil ons van mekaar. Maar dit beteken ook dat ons geroep is om saam met alle gelowiges te werk om hoop en redding na 'n wêreld in nood te bring. Mag vandag se stukkie regtig vir jou baie beteken. Here Jesus, dankie dat U die eerste een is
om vir ons te wil sê, dat ons een moet wees in U, soos wat U gesê het. Mag ons vandag hard daaraan werk. Amen.